Ons skriflesing is vanmôre uit Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 26. Lukas 23 vanaf vers 26. Ons gaan die kruisverhaal lees. Voor ons lees, dat ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, op hierdie goeie Vrydag kan ons maar net gebring word aan die voet van die kruis, om net weer eens in herinnering te roep die pad wat Jesus gestap het vanaf Getsemane, Gabata, tot Golgotha. Dat ons net opnuut herinner word, Here, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ja, Here, dankie dat ons net opnuut ook vanmôre na die kruis kan kyk. En as ons hierdie kruisgebeure oordink, dan is dit ons gebed, Here, dat U ook deur U Gees vir ons die diepte van dit wat daar gebeur het sal openbaar. Dat ons dit mag begryp en mag verstaan, dat dit ook ons lewens mag verander. Soos die lied van Isaac Watts sê, when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain, I count but loss. Ja, Here, dat niks in hierdie wêreld kan vergelyk word en kan opmaak vir die grootheid en die wonder van dit wat op die kruis gebeur het nie. En dat ons vanmôre vir U daarvoor wil dank en prys. En as ons U woord lees en hierdie verhaal oordink, wees in ons midde, Here. Ons vra dit om U naam se wil. Amen. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad af gekom het en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook die vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groenhout doen, wat sal hulle dan met die droëhout gebeur? Daar is ook 2 ander, albei misdadigers weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek wat Kobben, Golgotha genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die eerste kruiswoord en laas Sondag het ons daarby stilgestaan. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom uitgelag en gesê, ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. En een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig. Want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my
in die paradys wees. Tot sover die woord van die Here. En dan vanmôre gaan ons stil staan by hierdie tweede kruiswoord van Christus. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. O gemeente, hierdie tweede kruiswoord van Christus is 'n reaksie op die versoek van een van hierdie sterwende misdadigers. Nou, dit was geen toeval dat die Here tussen twee misdadigers gekruisig is nie. God het dit van ewigheid af bepaal waar hierdie kruisiging sou plaasvind, hoe dit sou plaasvind en wie saam met sy seun sou sterf. Niks was per toeval nie. Handelinge 4 vers 28 sê bloot dat alles is bepaal om te gebeur soos dit gebeur het. En toe Pilatus die opdrag gegee dat die Here tussen twee misdadigers gekruisig moes word, het hy sonder om dit te besef eintlik maar 'n ewige besluit van God uitgevoer. 'n Profetiese woord van 700 jaar vorentoe is vervul. Ons lees in Jesaja 53 vers 12 dat Jesaja reeds daardie tyd gesê het onder die misdadigers sou hy getel word. En hoe onwaarskynlik dit eintlik lyk dat hierdie ding sou gebeur. Dat 'n heilige God tussen onheiliges getel sou word. Mens kan nie daaraan dink nie. Die een wat 'n mens kan sê eintlik sy vinger gebruik het om die Sinaïtiese wet op te stel, die kliptafels neer te skryf en vir Moses te gee, daardie selfde een sou tussen wettelose misdadigers gehang word. En een rede waarom Christus tussen hierdie twee misdadigers gekruisig is, en dat daar hierdie 3 kruise was, is eintlik 'n duidelike, 'n konkrete voorstelling vir ons te wees van die drama van verlossing en die mens se reaksie daarop. Christus verteenwoordig in die middel die verlossingswerk. Die sondaar wat berou toon en glo, die verloste mens, en aan die ander kant kry mens die sondaar wat spot en die verlosser verwerp. Dat 'n belangrike les wat ons uit die kruisiging leer, is die feit dat deur die eeue heen, soos die dag daar op Golgotha met Goeie Vrydag, die mensdom eintlik in 2 gedeel word, die wat hom aanvaar en die wat hom verwerp. Albei misdadigers was gekruisig. Albei was naby Christus. Albei het vir 6 ure gesien en gehoor wat hy gesê het en wat daar gebeur. Albei was berugte misdadigers, albei het swaar gely, albei was besig om te sterf en albei het eintlik dringend vergifnis nodig gehad. Tog het een in sy sondes gesterf, net soos hy gelewe het. Verhard sonder berou en die ander een het berou gehad van sy sonde. In Christus geglo, om genade gesmeek en hy sou die paradys binnegaan. Onder presies dieselfde omstandighede. Wat vir mense opnuut net daarop wys dat dieselfde omstandighede van genade dikwels in mense se lewens die een se hart smelt en die ander een bly onaangeraak.
Dieselfde son wat die botter smelt verhard die klei. Na dieselfde preek kan mense luister, die een se oë word geopen en die ander een bly onverskillig. En ons sien die merkwaardige in die geredde misdadiger, dat hy voor sy bekering, was hy iemand wat geen respek vir die wet van God of vir die wet van mense gehad het nie. En na sy bekering het hy gesterf, sonder om enige geleentheid te hê om Christus te dien. Dit vir my is eintlik ook wys sy lewe. En hierdie beeld van hierdie man wat saam met Jesus gesterf het en tot bekering gekom het, dat goeie werke nooit vir 'n mens kan red nie. Baie dink jy moet eers 'n mooi karakter ontwikkel voordat jy as kind van God aangeneem kan word. Nee. Baie dink as jy tot bekering gekom het en jy dan eers 'n sekere hoeveelheid goeie werke doen, anders dan gaan jy verlore. Hierdie man wys dit verkeerd. Hierdie sterwende misdadiger het geen goeie werke voor sy bekering gehad nie en ook geen daarna nie. Baie mense dink redding is afhanklik van perfekte omstandighede. Kry dit by kerke ook vandag. Ons moet net 'n milieu skep, net ietsie skep wat vir die mense aanvaarbaar is, dat dit so mooi en goed as moontlik lyk, die regte instrumente, die mooiste dinge wat die belangstelling kan ontlok. Die Here gebruik middele, maar hy is nie afhanklik daarvan nie. En hierdie verhaal toon vir ons dat daar eintlik geen menslike middele was wat tot voordeel was vir die redding van hierdie man nie. Dit was net 'n werk van God. Dink daaraan, sy bekering het plaasgevind. Miskien toe dinge vir 'n mens op die donkerste en die moeilikste omstandighede was. 'n Tydstip toe dit gelyk het of Christus alle vermoë verloor het om homself of enigiemand anders te red. Hy was magteloos aan die kruis. En hierdie misdadiger het dit gesien. Hy het saam met hom deur die strate van Jerusalem geloop en het gesien hoe hy swig onder die gewig van die kruis en hoe hy neersak. Dit is heel waarskynlik dat hierdie misdadiger as 'n dief en 'n rower vir die eerste keer vir Jesus gesien het, daar in die kruis. En die enigste keer wat hy hom sien, sien hy hom in 'n toestand van swakheid en skande. Sy vyande triomfeer oor hom. Sy vriende het hom meestal verlaat. Die hele openbare mening was teen hom. En selfs die wat in hom geglo het, het hom verlaat daar by die kruis. En daar was eintlik nie een tussen daardie skare wat uitgeroep het soos Johannes die Doper wat kon gesê het, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem nie. En tog, ten spyte van al hierdie struikelblokke en probleme, het hy tot geloof gekom. En daar's net een verklaring daarvoor. Soos in elke mens se redding en verlossing, is dit 'n werk van God. Sonder God se ingryping in 'n mens se lewe, sonder 'n bonatuurlike werking, is dit onmoontlik om tot geloof te kom. Sy geloof in Christus was 'n wonderwerk van genade. Het is eintlik interessant om ook daarop te let dat sy bekering plaasgevind het voor daar enige sigbare bonatuurlike verskynsels was. Dit sou later volg. Hy het uitgeroep, Here, dink aan my, hier met die tweede kruiswoord, voordat die uur van duisternis gekom het.
Voordat Jesus eintlik oorwinnend uitgeroep het, dit is volbring, voordat die skeur van die tempelgordyn daar was, voor die aardbewing daar was, voordat die rotse oopgebreek is, voordat die hoofman oor 100 uitgeroep het en gesê het, waarlik, hierdie was die Seun van God. Voor al daai gebeur, het God die wonder gedoen, om sy oë oop te maak, dat hy sou glo. Dat God eintlik hierdie man doelbewus in hierdie omstandighede geplaas het om hom te red, om ook vir u en vir my te wys. Dit gaan nie oor ons nie. En dat die wat tot bekering en tot redding kom, se roem is alleen in God. Dis hy wat die werk doen. Redding kom van die Here. Daar's baie menslike instrumente, maar God alleen kan 'n siel red. Ja, as ons na die misdadiger self kyk, dan sien ons verskeie van sy uitsprake en sy versoek tot die Here. Hy sê, en hy het vir Jesus gesê, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy's hier eintlik 'n verteenwoordiger van elke sondaar mens. Elke sondaar mens staan voor die Here skuldig, met 'n menslike natuur, met 'n geskiedenis wat dieselfde is, eintlik soos die res van die skare rondom, soos Matteus ook sê, die owerpriesters, die skrifgeleerdes het hom gespot, en in die begin het albei hierdie misdadigers hom ook gespot. Hy het ons natuur. Hy het ons natuur. Op die rand van die ewigheid het albei hierdie misdadigers gestaan, en hulle die Messias gespot. Albei in hulle sterwensuur, en hulle spot God. Wat ook vir ons wys, dis ook u en my natuur, sonder God. Soos Jeremia 17 vers 9 sê, die hart van die mens is bedrieglik bo alle dinge verdorwe. Hy's eintlik 'n vyand van God. So het albei hierdie misdadigers die Here eers gespot. Vyande van die Here. Ons totale verdorwenheid, totaal verlore. Daar moet 'n verandering plaasvind in elkeen van ons se lewe. Nou jy en ek kan sê, ons is nie 'n dief nie. Ek kan my nie assosieer met een van hierdie misdadigers nie, want ek is nie dief nie, ek het nog nooit iemand se goed gesteel nie, of skade aangedoen nie, ek is nie 'n wettelose mens nie. Ek kan nie met hulle assosieer nie. Maar jy weet, as u en ek dit sê, dan besef ons nie, ons is eintlik veel erger. Ons is 'n veel erger soort van dief, want ons het nie net mense beroof nie, ons het God beroof. Ons het God beroof. En daarom kan u en ek ook assosieer met hierdie dief, want as 'n firma byvoorbeeld iemand aanstel om in 'n ander land vir hulle te gaan werk en jaarliks kry hy salaris by daardie firma, maar na 'n paar jaar kom die firma agter, hierdie man het nooit vir ons gewerk nie, hy die heeltyd was hy in diens van 'n ander firma en van 'n ander baas gewees. Hy het hulle goed gesteel. En dit is presies wat u en ek is. Ons is ook diewe. God het ons in hierdie wêreld geplaas. Hy het jou talente gegee. Hy het jou toegerus met vermoëns. Hy het jou gesondheid gegee, hy het jou met krag geseën, met geleenthede in oorvloed, om hom te dien en tot eer van sy naam te lewe. Maar wat doen jy? En wat doen ek? Ons misbruik dit. Jy dink jy is jou eie baas. Jy dien die duiwel, jy mors jou lewe op met sondigheid en met plesier en jy spandeer jou krag op nietige dinge. Jy beroof God, jy het nooit tyd vir hom nie.
Jy leef net vir jouself. Jy gee alles wat afskeep is vir die Here, jou afskeep tyd. Jou afskeep mens wees. En skielik as daar 'n nood is, dan moet hy vir jou help. Hy's 'n dief. Erger as wat hierdie man was. Verder leer ons uit hierdie gebeurtenis dat 'n mens eers aan die einde van jouself moet kom, voordat daar redding vir jou kan kom. Elkeen en elke mens moet sy hopelose toestand besef. Die Bybel praat oral van melaatsheid, wat 'n erge siekte was in daardie tyd, amper ongeneeslik was, en mense is in kolonies geplaas, weg van die samelewing, en die Bybel verduidelik, of kombineer dikwels melaatsheid met sonde. Ongeneeslik. Net God kan dit genees. Hy alleen kan dit hanteer, en is ook so in my lewe en in u lewe, en dis waarom daar 'n kruis was. Hy alleen kan dit genees. Maar hy kan dit alleen doen as 'n mens aan die einde van jouself kom. Aan die einde van jou eie planne, soos ons gesien het in die verhaal van die verlore seun. Hy het eers lank probeer om sy eie heil uit te werk, om sy eie gemors te probeer oplos, eers toe hy tussen die varke was en die pele moes eet, en hy sien daar's geen hoop verder nie, toe het hy sy hulp by sy Vader gaan soek. En so ook hierdie man. Hy was aan die einde van homself. Wat kon hy doen? Hy kon nie meer in die spore van geregtigheid loop nie. Hy kon nie meer. Want nou was 'n spyker aan elke voet. Hy kon nie goeie werke doen nie, want nou was 'n spyker in elke hand. Hy kon nie 'n nuwe blaadjie omslaan en beter begin lewe nie, want hy was besig om te sterf. Die mens moet afgesny word van sy eie pogings. En slegs dan kan Christus jou red. Slegs dan. Ons sien ook in hierdie woorde van hom die betekenis van bekering en geloof. Dat hier het sy gewete begin wakker word. Hy spot nog saam met die skare, saam met die soldate, die seun van God. Maar skielik het iets met hom gebeur. Dat die Here sy oë oopmaak, want toe begin hy dink, en dis waar hy sy medemisdadiger aanspreek, en hy sê vir hom, vrees jy God ook nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is. 'n Rukkie terug het hy Christus beledig, maar nou skielik het die Heilige Gees in hom gewerk. Sy gewete het wakker geword, asof hy in die teenwoordigheid van God is. Hy sê nie vir hom, vrees jy straf nie. Maar wel vrees jy nie God nie. Dis verskillend. Hy besef, God is die regter. God is die regter. En hy sê ook, ons verdien wat ons moet kry. Dis ons verdiende loon. Lukas, of ons lees ook in Romeine, die loon van die sonde is die dood, en sy oë het daarvoor begin oopgaan in hierdie kort tydjie deur God se genade. Ons verdien dit, hierdie man nie, maar ons verdien dit. Vrees jy God ook nie? Ons word geoordeel en ons sterf nou, maar daar's 'n ander tribunaal wat kom. Met 'n hoër en 'n belangrike regter, 'n meer regverdige een. En ons gaan voor hom staan, jy gaan voor hom staan hierna. Sien ook dat hierdie misdadiger se omdraai was vergesel met 'n geloof in die Here Jesus. Enige redding, enige verlossing, enige iemand wat tot geloof kom, is 2 soos 2 Tessalonisense 3 vers 13 sê, God het julle
van die begin af verkies tot saligheid deur die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Op bo aan die kruis het gestaan. Pilatus het daar laat skryf. Die Jode het beswaar gemaak, maar hy het dit gelos. Maar daar staan, dit is Jesus, die koning van die Jode. Pilatus het gespot, maar dit was die waarheid. En hierdie man se geloof het dit aangegryp, die koningskap van Christus. Hy sê, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. Mens wys geloof berus altyd op die woord van God. Hy die getuienis. Hy sien hierdie kort eenvoudige woord, dit is Jesus, die koning van die Jode. Daar was 'n verstandelike persepsie van dit, maar daar het ook 'n hartsvertroue bygekom. En het hom daarop gewerp. En hy kon net sê met woorde, soos die Bybel sê, met ons hart glo ons, en met ons mond bely ons tot redding. Ons sien ons sy gebed, so aangrypend. Hy sê, Here, dink aan my. Dink aan my. Dink aan my, Here. Nie vergewe my nie, nie red my nie, nie seën my nie. Maar hierdie woorde het alles ingesluit, dink aan my. Dink aan my. Gepaste woorde vir die toestand van hierdie man. En jy kan self dink, hy was 'n uitgeworpene uit die samelewing. Wie sou aan hom wou dink? Sy vriende sou hom graag wou vergeet, hy is miskien 'n skande vir sy familie. Maar daar's een aan wie hy hierdie versoek rig. In nederigheid. Met die wete en die hoop, hy sal my hoor. Here, dink aan my. Merkwaardige woorde van geloof, terwyl al die ander mense hom spot. Het 'n verandering gekom in sy lewe. Hy sê, ons verdien dit, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En eintlik deur daai woorde veroordeel hy die hele Joodse volk wat Jesus veroordeel het daar. Hy hef 'n getuienis op teenoor almal. Hierdie man is onskuldig. Ons is skuldig, maar hy is onskuldig. Sy oë het oop gegaan. En ons sien 'n paar dinge daarin in hierdie man se lewe en sy ervaring. Ons sien hy het ook 'n visie gekry van die toekomstige lewe. In sy woorde, vrees jy God ook nie, het hy iets gesien van die toekoms, van dit wat gaan gebeur. Daar's 'n regverdige God in die toekoms wat ons gaan ontmoet en voor wie ons binnekort sal moet staan. Hy het ook besef sy eie sondigheid. Ons is in dieselfde, ons verdien die oordeel. Ek sterf nie, maar ek verdien dit. Die straf wat ek moet kry, hy het erken sy loon is die dood. Hy erken Christus se sondeloosheid. Hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy bely die godheid van Christus en hy sê, Here, dink aan my. Hy erken Jesus as die Here. Hy glo in sy verlossingswerk. Hy het miskien die eerste kruiswoord gehoor waar Jesus gesê het, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit het miskien sy hart geopen vir hierdie preek, vir hierdie woorde van verlossing. Here, dink aan my. Here, red my. En eintlik het hy hiermee iets gesê wat die hele gebeure daar weerspreek het. Gesê, Jesus is die koning. Dink aan my wanneer u in die koninkryk kom, maar alles wat daar gebeur het dit weerspreek.
In plaas van op 'n troon te sit, was Jesus aan die kruis. In plaas van om 'n koninklike kroon te dra, het hy 'n doringkroon gehad. In plaas van dienaars wat hom gevolg het omdat hy 'n koning sou wees, is hy gereken tussen die misdadigers. Maar nogtans glo hierdie man. En hy het 'n blik op die toekoms. Hy vergeet die hede. Hy vergeet sy lyding. Hy kyk vorentoe na die heerlikheid wat sou kom, verby die kruis na die kroon. En daarom sien ons die verlossingswerk van Jesus. Wat antwoord hy hom? Wat antwoord Jesus vir hierdie misdadiger? Hy het omtrent nog niks aan die kruis gesê nie, hy het net gesê, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Verder was hy stil. Hy kon vir hierdie man gesê het, jy verdien jou lot. Jy's 'n slegte misdadiger, jy verdien die dood. Hy kon vir hom gesê het, jy het te lank gewag. Jy moes my vroeër gesoek het. Nee. Het hy nie beloof in sy woord en sy bediening, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Nooit. En dis presies wat hier gebeur. Van al die beledigings wat die skare hom toegeslinger het, hy het nie notisie geneem nie. Op die uitdagende bespottings van die priesters om van die kruis af te kom en te bewys dat hy God is, hy het nie gereageer daarop nie. Maar op die gebed van hierdie berouvolle, hierdie gelowige, hierdie misdadiger, dit het hy gehoor. Dis in al daardie mense het hy nie hierdie individu geïgnoreer nie, wat vir u en vir my wil sê, en dis ietsie van die kruisboodskap ook op hierdie goeie Vrydag, daar is geen sondaar kom ooit na Christus op 'n ongeleë tyd nie. En die redding van enige berouvolle gelowige misdadiger illustreer Jesus se bereidwilligheid en ook sy mag om te red. En dis waarvoor die offer aan die kruis was. Soos Hebreërs sê dat hy volkome kan red die wat deur hom na God gaan. Jy hoef nooit te twyfel. As jy en ek die kruis verstaan en die boodskap van die kruis, hoef jy nooit te twyfel aan die genoegsaamheid van Christus om te red nie. As hy hierdie sterwende kon red, hoeveel te meer sal hy nie nadat hy triomfantelik uit die graf uit opgestaan het en nooit weer sterf nie, almal red wat soos hierdie man na hom kom. Hy het gebid, dink aan my Here, wanneer hy in die koninkryk kom. Dit was aan die einde van sy aardse lewe, maar hy het 'n hemelse visie gehad. En dat Jesus vir hom sê, vandag, wat 'n geweldige woord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir u en vir my ook sê, die moment wat 'n mens sterwe en hy's 'n gelowige, in die tyd tot Christus weer kom, waar is ons? By die Here. Dat hy 'n behoefte het, en 'n verlange het, na die wat aan hom behoort, dat hulle by hom sal wees, in die paradys. In alle heerlikheid. En dis waarna hierdie man op gehoop het. En dis waarna hy uitgesien het. En dis waarna elke gelowige uitsien. Om ewig by die Here te wees. En dit het die offerbloed van Christus moontlik gemaak. Ons sien op hierdie goeie Vrydag nog steeds in ons gemoed en word voor ons afgebeeld die 3 kruise. Die verlosser in die middel, die saligmaker, Jesus die Here. Die Seun van God wat die volkome offer bring vir die sonde van hierdie wêreld. Aan die een kant.
Mense wat hom spot, verteenwoordig deur die een misdadiger. Hulle rug op hom draai. Diewe van God se genade is dit wat hy in oorvloed vir hulle gee en wat hulle van hom ontvang, gebruik hulle vir hulle self, steel hulle van hom. Hulle het geen saak met God nie, hulle draai hulle rug op hom. En hulle sterf soos daardie man, vir ewig verlore. Maar aan die ander kant, die man wie se oë oopgegaan het, Jesus as die Here gesien het, die verlosser, die saligmaker, geweet het hy het niks, hy kom met leë hande, dan weet jy, die kruis roep vir elke mens om met leë hande te kom, want as jy sien wie jy is en jy sien wie God is, het jy niks om hom te bied uit jouself, jy kom met leë hande. En jy sê, dink aan my Here. En dis vir hierdie groep mense in die kerk en in die wêreld vandag, wat die Here Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Mag God vir ons help om die regte een te wees. Amen. Ons bid saam. Here, meer as 2000 jaar na hierdie gebeure, sien en ervaar die wêreld steeds die wonder van dit wat daar plaasgevind het. Ag Here, en ons word in ons harte aangegryp in hierdie môre, as ons dink aan daardie misdadiger, met 'n lewe van donkerheid en sonde en vervreemding van God, vir wie U die genade gegee het om uit te roep en te sê, dink aan my Here, onthou my. En dis met hom, met wie U te midde van al daardie skare mense praat en vir hom daardie belofte gee, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Mag dit wees, Here, dat ook hierdie goeie Vrydag ook gee dat meer mense en ook onder ons hulle oë en hulle harte tot U sal verhef, om ook onsself opnuut aan U oor te gee en te wy, ook as ons hier aan die nagmaalstafel sit, om ook die simbole van die sterwe en die opstanding te gebruik. Amen.